op ons eie manier, met ons eie oogmerke, en met dit wat ons hier na U toe gebring het. Dankie daarvoor, Here, want nou dat ons hier saam is, nou weet ons, dit is deel van U afspraak met ons. Dit is hoe U werk met mense soos ons, dat U ons lewens rig en stuur, en dat U vir ons met ons reël, dat ons op tye ergens sal wees. Vandag wil ons vra, Heer, dat U Gees waarlik hierdie geleentheid sal benut, en dat U tot elkeen van ons sal spreek. In Jesus Christus se naam. Amen. Voordat ons gaan saam lees uit die Here se woord, wil ek net aansluit by dit wat ek nou gepraat het, naamlik die vraag oor waarom het jy vanoggend kerk toe gekom? Ek weet nou hierdie familie het gekom om groot fees te kom hou en julle begin sommer al hier. Dis alright, julle mag hoor. Maar daarmee saam is dit ook tog 'n vraag wat ons vir onsself moet vra. Wat motiveer ons? Wat bring ons? Dis 'n warm dag. En hier kom sit ons in ons kusklere en ons kom na hierdie kerk toe. Hoekom hier? Hoekom in hierdie kerk by mekaar kom? Wat motiveer jou? Is dit maar net 'n gewoonte of is daar ander redes? My vraag is, watter gemeentes verkies mense? Hoekom groei party gemeentes en ander kwyn? Ons skrifgedeelte wat ek nou gaan lees, vra juis hierdie vraag. By watter soort gemeente voeg die Here sy mense? Is dit omdat dit 'n populêre kerk is? Of is daar ander redes? Kom ons lees dan aan Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 37 oor daai eerste gemeente. Julle onthou die Heilige Gees nou uitgestort daar in Jerusalem en dan het Petrus nou sy toespraak of preek gehou en dan aan die einde daarvan lees ons hierdie paar woorde. By die aanhoor hierdie het mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hierdie laaste vers is dan nou ook ons teksvers. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. My tema vir hierdie diens vandag is dan om te verkondig dat die gemeente 'n toekoms het
mits ons terugkyk na die eerste gemeente en hulle voorbeeld volg. Om net hierdie tema so 'n bietjie meer te verduidelik, wil ek net vir julle vertel dat Stefan Joubert so 'n tyd terug in die Koerant 'n artikel geskryf het oor godsdienstigheid in Suid-Afrika. 'n Opname is gemaak deur die internasionale Gallup opname mense en hulle het vasgestel dat mense wat hulle self godsdienstig noem, vinnig besig is om af te neem. In 'n kwessie van 7 na 10 jaar vroeër hierdie eeu het dit met 19% afgeneem. Ook in Suid-Afrika het die persentasie mense wat hulle self godsdienstig noem van 83% afgeneem na 64%. Nou vra mens jouself af, wat is aan die gang? Wat is in ons wêreld aan die gang? En dit tog, ten spyte hiervan, is daar sekere dele van die wêreld waar die Christendom groei. Ons wat hier in Afrika bly, sien dit nogal baie duidelik om ons. En die statistiek bewys dit, dat 25% van alle Christene woon nou in Afrika. Hoor jy? Dit is nogal nuus, né? 25% van alle Christene oor die hele wêreld woon nou in Afrika. Nou goed, nou wil ek graag teruggaan na die eerste gemeente toe, waarvan ons nou hier gelees het in Handelinge. En ek wil vir julle vertel van die verstommende groei van die vroeë kerk. Daar's 'n sosioloog met die naam van Rodney Stark wat al vir die afgelope 30 jaar of wat verskeie studies gedoen het oor die groei van die vroeë kerk. Hy het hierdie boek geskrywe, The Rise of Christianity, en daarin het hy alles wat hy nagevors het hy daar in statistiekvorm neergesit. Nou dat Wouter die volgende skermpie vir ons sal wys. Ek hoop julle kan dit mooi sien. Dit lyk dan helder en duidelik genoeg. Kyk nou mooi na hierdie tabel. In die Midde-Ooste was die Romeinse Ryk gewees en daar tot in Europa. En as jy nou kyk na dit wat ons nou gelees het van die eerste mense wat tot bekering gekom het daar op Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort het, dan kan jy nou sien min of meer hier op pad na 40 jaar na Christus, was daar in totaal ongeveer 1000 Christene. Nou van die 60 miljoen is dit 0.0017. Jy het hom net. Right. Dan in die jaar 100 na Christus, was daar, en so het Rodney Stark het bereken, ongeveer 7500 Christene in hierdie groot deel van die wêreld. As jy dit omsit in 'n persentasie, is dit 0.07%. 100 jaar later was daar 218.000 mense in daai groot area, nog steeds minder as 1%, 0.3%. Maar kyk nou verder. In die jaar 300 is daar skielik meer as 6 miljoen Christene. Toe is dit nou al 10% van die hele bevolking van die Romeinse Ryk. Maar kyk wat gebeur in die volgende 50 jaar.
Binne 50 jaar skiet die persentasie Christene op na 34 miljoen. En dis meer as 50% van al die inwoners in die Romeinse Ryk. 56%. Jy het nou al hierdie statistiek, jy moet dit nou in jou kop hou hoor, want nou is die vraag, hoe op aarde was dit moontlik geweest? Wat het hier gebeur? En dit is baie relevant vir ons vandag hierso in King. Want ons is ook 'n gemeente, ons vra ook vir onsself af, ek glo julle doen dit, hoe was dit moontlik dat die kerk so gegroei het toe? Want hier is ons, en King's gemeente is 'n klein gemeente. Hoe was dit moontlik dat dit gebeur? Die geheim staan reeds opgeteken in hierdie paar verse in Handelinge wat ons nou saam gelees het. Ek gaan nou 'n paar punte uitlig om vir julle te sê wat destyds gebeur het. En ek sê dit vir julle, hoor. Want ek dink daai gaan dan wat daar bo staan is vir julle 'n opdrag. Hoe was dit moontlik? Eerste punt, Wouter asseblief. Die Christene het anders as die wêreld geleef. Christene het anders geleef. Ons lees so ietsie daarvan, hierso in Handelinge. Die eerste ding wat ek daarso wil uitlig vir julle is, ons sien duidelik dat hulle in gebed op God gewag het. In gebed het hulle op God gewag. Ons lees, hulle het elke dag saam gebid in die tempel. Hulle was mense wat afhanklik was van God. Hulle het nie alles in hulle eie hande geneem nie. Hulle het in afhanklikheid vir God gevra, Here, hoe moet ons maak? Wat moet ons doen? Ons kan leer by die eerste kerk dat hulle afhanklik was van God en gewag het op God om vir hulle te sê wat moet hulle doen. Dis die eerste punt. Die tweede een is, Christene het mekaar en ander in liefde versorg. Ons het net daarvan gelees, daar staan mooi, hulle was een van hart. Hulle het dus saamgestem. Daar was nie allerlei verdeeldheid onder hulle nie. Hulle was saamgesnoer in hulle geloof. Hulle was 'n hegte eenheid wat vir mekaar gesê het, ons moet by mekaar staan. Ons moet mekaar versorg. En ons het gelees wat hulle gedoen het. Hulle het selfs hulle goeder verkoop en die geld met mekaar gedeel om so te sorg vir die wat nie het nie. Dit was 'n uiters belangrike ding dat hulle opgetree het soos 'n splinternuwe familie. Hulle eenheid was in Christus. Hulle was huisgesin van Christus. Dis waar ons ou predikante kom met ons lawwe idee om mekaar broers en susters te noem, want in Christus is ons broers en susters. Hulle liefde vir mekaar was duidelik sigbaar gewees in die wêreld waarin hulle geleef het. Maar Rodney Stark het in sy studies wat hy gedoen het hy agtergekom, hierdie liefde en omgee en versorging het ook gestrek tot by die ander mense. Hulle was mense wat ook omgegee het vir buitestanders. As jy nou dink, dis 2000 jaar gelede, siekte-epidemies was baie algemeen geweest. Al hierdie siektes waarvoor ons ingeënt word in die soort van goeders, was devastating as daai siektes daar begin. En tydens die siekte-epidemies in die Romeinse Ryk het die gewone mense een ding gedoen. Hulle het gevlug.
as dit nou hier in King is, wat die mense siek word, dan hardloop hulle weg. Die Christene het dit nie gedoen nie. Hulle het midde in die epidemies, het hulle agtergebly en die siekes versorg. Tydens rampe wat daai wêreld getref het. En daai wêreld is nog steeds baie geneig om aardbewings te hê. Dink maar net aan Griekeland en Turkye en so. Hulle is versorg deur die Christene. Kerklike leiers het destyds duidelik gemaak, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor almal. Paulus het daaroor geskrywe, almal het dit gedoen wat Christene was. Dit was radikaal anders as wat die ander godsdienstige groepe gedoen het. Die ouens wat gevlug het, dit was die mense wat al daai gode aanbid het, maar nie die Christene. Sorg vir mekaar en vir die ander mense. Bring my by die volgende punt. Christene het hulle huweliks- en gesinslewe volgens Bybelse waardes ingerig. Die Christene het vir mekaar duidelik gesê, ons is Christene. Ons morele waardes, ons manier hoe ons kinders grootmaak, ons manier hoe ons optree teenoor man en vrou, moet bo verdenking wees. Ons moet in liefde vir mekaar sorg en omgee in ons huisgesin. Dis presies wat hulle gedoen het. Rodney Stark het vasgestel in sy navorsing dat die huwelike van die Christene het uitgestaan teenoor die wêreld se losbandigheid. Om hulle het die mense eintlik niks omgegee vir wat 'n huwelik beteken nie. Dit was so maklik om 'n man of 'n vrou te los. Hulle het radikaal daarvan verskil. Ek wil vir julle nog ietsie vertel van daai ouens destyds. Dit was nie vir die paas baie werk dat hy 'n dogter gehad het. Want die dogter kon nie gewerk het op die land. Daarom het hulle 'n afgryslike ding gedoen. As 'n babatjie gebore is, en dis alweer 'n dogtertjie, het hulle baie keer maar net die dogtertjie buite die deur neergesit. Dit was verskriklik. Wat het die Christene gedoen? Hulle het daai dogtertjies gaan haal en hulle het hulle versorg. Hulle het hulle groot gemaak. Sien jy die onderskeid? Sien jy waarom hulle uitgestaan het in hulle wêreld? Omdat hulle binne hulle huwelike en hulle gesinne hoë verdenking was, hoë etiese waardes gehad het. 'n Volgende punt. Christene was nie rassisties en seksisties nie. Ons sien dit al baie duidelik in die optrede van daai eerste Christene, maar ook in die briewe wat Paulus skryf. Paulus wat duidelik skryf en sê, hoor hierso in ons gemeente, maak dit nie saak of iemand 'n slaaf is, of 'n ryk man, of hy 'n man of 'n vrou is, of hy 'n Jood of 'n Griek is, dit maak nie saak nie. In die Christen gemeenskap was almal welkom gewees. Julle moet weet dat destyds was dit vanselfsprekend dat die hele gemeenskap ingedeel is in klasse, in stande. Die Romeinse burgers
Julle sal dalk weet dat Paulus 'n groot storie daarvan gemaak het, dat hy 'n Romeinse burger was. Die Romeinse burger was die elite gewees. Hulle het verskriklik baie voorregte en allerlei goederes gehad. En dan die ander mense wat ryker was en so aan, en so het dit afgegaan tot by die slawe, wat geen regte gehad het. Behalwe in die Christen gemeentes. In die Christen gemeentes is almal aanvaar. Is almal liefgehad. Is almal verwelkom. Paulus skryf vir die ouens in Korintiërs: "Sies, wat maak julle? Party van julle het baie kos as julle bymekaar kom om nagmaal te vier, en dan begin hulle sommer hulle kos opeet, en die armes wat nog laat moet werk, die slawe, hulle kom later in en hulle het nie eers kos vir hulle self nie." Dan sê hy: "Nee, dis nie hoe ons Christene die ding doen nie. Ons deel alles met mekaar. Maak nie saak wat ons status in die gemeenskap is." Daardie manier het die Christene se manier hoe hulle gelewe het 'n venster oopgemaak op God en Christus en liefde vir mekaar. Al die ander dinge was van minder belang. 'n Laaste puntjie wat ek graag wil noem. Christene was betroubare, hardwerkende mense. Rodney Stark het in sy navorsing het hy vasgestel dat die mense het gesê, maar die Christene is vir ons 'n seën in ons omgewing. Die hele volk was hulle goedgesind, skryf Lukas hierso in Handelinge. Die Christene se lewenstyl het ander mense daar in Jerusalem baie beïndruk. Almal het daaroor gepraat. Hulle het vir hulle gemeenskap iets beteken. Hulle was mense wat hard gewerk het. Betroubare, harde werkers. Ek het aan die begin die vraag gevra, 'n groeiende gemeente? Nou vra ek dit weer. Ek het nou vir jou kom vertel wat ons hier in Handelinge lees, wat navorsers soos Rodney Stark vasgestel het oor die vroeë kerk. Waar die Christene die persentasie ontplof het. Van 6 miljoen, 50 jaar later, die helfte van die bevolking. Hierdie dinge wat die Christene gedoen het dit laat gebeur. Ek is seker julle vra julleself ook af, het ons 'n toekoms? Ons 'n toekoms hier in King. Kan ons as gemeente nog vandag drome droom? Die lig van wat ons vandag gehoor het uit die Here se woord uit, moet ons sê, ons toekoms as kerk is in Jesus Christus gewaarborg. Die Here het elke dag die gereddenis by hulle gevoeg. Die Here deur sy Gees laat die kerk groei. So stroom die wêreld die kerk binne. So 'n gemeente het 'n toekoms. 'n Gemeente wat saam met hulle Here die pad stap. Hy waarborg julle toekoms. Jesus Christus waarborg julle toekoms. En natuurlik in ons navolging van hom. Wanneer die kerk Jesus se boodskap van verlossing prakties uitleef, met onselfsugtige liefde verander, dan wys daardie leefstyl, dan trek dit mense soos 'n magneet na die kerk toe aan. Dis dan wanneer 'n gemeente nog steeds groei.
Ja, dinge verander. Dinge verander ook hier in King. Selfs die naam van King het verander. Die persentasie van ons mense wat hier bly het al minder geword. So demografies verander dit. Die vraag is of ons bereid is om nog steeds die Bybelse waardes en beginsels wat die vroeë kerk uitgeleef het, ons bereid om dit ook uit te leef. Mag die Here julle daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. So sit ons hier voor U, Here. Elkeen van ons met ons eie gedagtes, ons eie agtergrond en planne vir hierdie nuwe jaar. Dit wat vir ons prioriteite is. U het vandag uit die woord vir ons kom wys. Wat behoort gelowiges se prioriteite te wees. En dankie dat U dit vir ons eintlik maklik maak. Want nou weet ons, gewone mense soos ons, gewone gelowiges soos ons, gewone alledaagse mense soos ons, het 2000 jaar of wat gelede, maar net hulle geloof uitgeleef, en U kerk het gegroei. Here, laat ons dit ook so doen. U vra nie van ons om dramatiese, drastiese dinge te doen nie. U vra nie van ons om hier uit te gaan en met aan die groot klok dinge te gaan hang nie. U vra eintlik maar net vir ons om ons Christelike beginsels van liefde en omgee daadwerklik uit te leef. Elke dag, oral, teenoor almal, met alles wat ons doen. Here, U het hierdie gemeente hier in King geplaas. Baie jare al gelede het hierdie gemeente hier ontwikkel. Deur verskillende fases gegaan. Van groei, nog groei, van stadig aan bietjie kleiner word. Here, ek pleit by U dat U hierdie lidmate van U kerk opnuut sal motiveer deur U liefde vir hulle, dat hulle U waardes, U basiese Christelike beginsels so sal uitleef, dat dit die gemeente bou. Amen. Kom ons gee aan die Here ons offergawes.